Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. This dream I had involved this. I saw the Lord going back and things that have been on hold for you, that have been held back for many years. I see the Lord going back to the words that were given to you back then. Yes. 6 to 8 years ago. Yes. Involving things you own, things you're supposed to own, things that were meant for you by way of family promise, things that were meant for you relationally, all these things. There's a redemption cycle that's happening right now, and it's happening for you. And God is going back and he's waking up those old prophetic things he told you about then that other people gave you, and he's now bringing it to this season. This is the season of fulfillment. If you don't shrink back, if you don't faint in the day of adversity, God is bringing this to you. And I began to see it, and things that I actually had let go of and thought this is over with, you know, that kind of thing. The Lord said, no, don't do that so fast. There's things I want to bring around to you. And this is a word for many people. He's bringing back the promise. He's awakening the promise. God is not, he is not slack concerning your promises. And he's bringing back promises to you, that wayward child, the things that have gone awry in your life, the things that have not gone the way that you had planned for. He is making a way for you. And I think of the book of Hebrews where it says, today, if you hear his voice, do not harden your heart. Don't harden your heart, soften your heart. Don't get caught up in all the things out there, whether it's in the church, outside the church, wherever it might be. Give your life over to the living God right now. Submit, surrender. If you have sin going on in your life, repent of it. Turn from it. God loves you. He's not mad at you. Jesus is not mad at you. He wants you to turn so you can get into right fellowship with him as far as your heart is concerned, so you can see the goodness of the Lord advancing in the land of the living. He's trying to get things to you and through you for the good of your generation. He wants you to live, move, and have your being in him. And this is the trajectory God is bringing his people on right now. He's empowering you. I believe the year 2026 is meant to be Psalm 126. What you sowed in tears, you will reap with songs of joy. You'll reap it with songs of joy. And now we just saw this massive storm. We saw these things that are going on, and God is with you. Delay is not denial, ladies and gentlemen. Just because you've experienced something that seems so far beyond your reach. You know, God changed a nation. He changed Venezuela in a night, in one day, where many people went to bed and they couldn't have public church the way they wanted to. They woke up the next day and they could. That kind of narrative. And if God can change a nation in a day, in one night, you go to bed, wake up the next morning, and it's all different. If he can do that, he can do that for you. He can change everything for you in a day, in one night. He can turn the whole thing. And that's what he's doing. Into the Spirit or tap into what's done there. You know, Joseph, I was telling the guys yesterday, when I was first filled with the Holy Spirit in 1974, I was on my knees, laying across my bed, and I had my first supernatural experience. Well, of course, speaking in tongues is supernatural, but as I was laying on my bed, praying in tongues, I had the first vision I've ever had in my life. And as those tongues came out of me, I saw them coming out of me, and they began to swirl and very fast move forward like they were going into another dimension. And suddenly, it's like they hit something, and they came back toward me, lightning speed, so fast that when it hit me, it literally threw me up on my feet and threw me back. I literally felt the impact of those words, and God spoke to me and said that when you pray in tongues, just like we sow money, you're sowing to the Spirit. And of course, the Bible tells us in Galatians 6, that he that sows to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. It's the same principle you're teaching. If you sow into the spirit realm, it's going to come back to you from the spirit realm. Powerful. So I don't think I've ever shared that with you before. I don't think you have either. That's really profound. And I think it really demonstrates. I call praying in tongues sowing to the Spirit. That so makes sense. Prys die Here. Dankie dat julle gekom het kerk toe, julle het 'n wyse besluit gemaak. 'n Baie slim besluit.
Die Bybel sê dat as jy kerk toe kom, as jy in 'n kerk is, as jy geplant is in 'n kerk, sal jy nooit 'n tekort van olie hê in jou lewe nie. Psalm 92. So jy kan sê vir die persoon langs aan jou, jy's olierig. Jy's olierig. So ek het net daai 2 video's gespeel dat julle sien dat die Here met my gepraat het voor in 2025 dat hierdie die jaar is van Psalm 126 en dat hierdie die jaar is van wat jy saai, gaan jy maai in terme van as wat ook al jy saai, selfs al saai jy in trane, maar jy maak 'n besluit dat jy gaan saai in die gees, gaan jy maai in die gees hierdie jaar. En daai was 'n bevestiging op die woord. En ook, so ons het gesien hoe Joseph hier gesê het dat Psalm 126 die Psalm van die jaar is vir hierdie jaar. En dat jy kan sê hierdie jaar is die jaar van oes. Die jaar van oes. En wat jy gesaai het, sal jy oes. En selfs Desiree in ons kerk het vir die Here gevra in die begin van die jaar, wat is die woord vir haar? Net vir haar, vir hierdie jaar. En toe voel sy die Here sê vir haar Psalm 126, nog voordat ek daai preek gepreek het. So ons het baie bevestigings dat Psalm 126 die woord is vir hierdie jaar. Prys die Here. Nou kom ons begin net met vers 1 weer. Dit sê Psalm 126 en die 83 vertaling sê verander tog ons lot, Here. Verander tog ons lot, Here. En dan daai eerste woord wat hy sê is bedevaartslied. So hierdie is 'n bedevaartslied. En die Hebreëse woord is ma'ala. Ma'ala. Sê ma'ala. Ma'ala. Nou ma'ala beteken om op te beweeg. Om op te beweeg. Party van die kere as dit vertaal word is dit trappe, om trappe te klim of om net op te beweeg. So wanneer die ouens op beweeg het na Jerusalem, het hulle hierdie bedevaartsliedere gesing. En dit sê 'n pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. So hierdie jaar is 'n jaar van waar iets gebeur met jou en dan voel dit soos dis 'n verrassing. Dit's of 'n goeie verrassing, dan voel dit soos 'n droom. Soos belangrik om te droom, want baie kere sal die Here jou verras met daai droom, of dit is dalk iets slegs wat gebeur, maar dit is nog steeds 'n verrassing. So hierdie jaar is 'n jaar van verrassings, of goeie verrassings of slegte verrassings, maar hoe gaan jy reageer? En ons het gesê in die begin van die jaar, ons moet 'n vooraf bepaalde besluit maak om met vreugde te reageer. Maar nou hierdie woord, ma'ala, waar dink julle kom dit die eerste keer voor in die Bybel? So daar is 'n reël van hoe om die Bybel te interpreteer. As daai woord die eerste keer voorkom, sê dit vir jou baie van hoe om daai woord te interpreteer in die res van die Bybel. So die eerste keer wat 'n woord of iets gebeur, die eerste keer in die Bybel, is baie belangrik. Is amper die sleutel van hoe om daai woord te interpreteer. Nou, waar dink julle kom ma'ala die eerste keer voor in die Bybel? In 2026. In 2026 kom ma'ala die eerste keer voor. Exodus 2026. Ma'ala kom die eerste keer voor in 2026. En dit sê, julle mag nie met trappies na my altaar toe opklim nie, sodat julle nie by my altaar ontbloot nie. So in daai dae was hulle 'n bietjie soos die Scots, jy weet, die Skotte, en hulle het rokkies gedra, hulle het nie broeke gehad nie. So as jy nou jou bene bietjie lig, dan gaan jy weet, die ouetjie kan sien, jy gaan daar ontbloot word. So dis hoekom hulle mag nie trappies geklim het nie, met alles te ontbloot jy jouself. So hulle moes opbeweeg, maar dit mag nie trappies gewees, moes 'n mooi gelykpad gewees het. Nou wat praat dit van? Nou soos, as jy nou Exodus 20 gaan lees, sal jy in die voorafgaande verse sien, dat dit gaan alles oor, dat jy nie na die Here toe kan kom, deur jou eie werke en deur jou eie vermoëns nie. Jy kan net
rus op wat die Here al klaar vir jou gedoen het. Dit gaan alles oor en dit verwys dat ons slegs na die Here toe gaan deur die werk van Jesus. Ons maak totaal en al staat op Jesus se werk. En hierso sê dit, hulle mag nie ontbloot word nie. Toe Adam en Eva die eerste keer gesondig het, wat het die Here gedoen? Hy het hulle toegemaak met klere. En wanneer jy toegemaak word met klere, verwys dit na die Here se voltooide werk om jou geregverdig te maak. So jy kan nie deur jou eie werke, deur jou eie trappies klim, geregverdig word nie. Jy kan net deur die Here se voltooide werk geregverdig word. Prys die Here. En wat interessant is, van hierdie bedevaartsliedere, daar's 15 bedevaartsliedere, en 15 verteenwoordig rus, om te rus in die Here. So wanneer jy na Jerusalem, wanneer jy die Here aanbid, wanneer jy na die altaar toe beweeg, wanneer jy met die Here praat, wat ook al jy doen, jy kom na die Here toe, nie as gevolg deur wat jy gedoen het, omdat jy so 'n goeie persoon is, omdat jy 20 ure die Bybel gelees het, of omdat jy wat ook al deur jou werke, nee, jy kom na die Here toe, op grond van wat Jesus vir jou gedoen het op die kruis. Jy maak staat op sy voltooide werk. En dan rus jy rus en maak staat op wat Jesus gedoen het. En soos ons verlede keer gepraat het, waar rus ons? Ons rus op ons goeie herde se skouers. Ons rus op die goeie herde se werk vir ons. Halleluja. Sê ek rus. Ek rus op die herde se werk. Ek rus op die herde. So dis wat Eksodus 20 vers 26 vir ons sê. Ons moet hierdie jaar rus ons op die herde se werk. Ek rus op die herde se werk. Halleluja. Dan sê vers 2 van Psalm 126 sê vir ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Ons sal ander keer weer uitbrei op daai vers 3. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos u droë spruite in die suidland in waterstrome verander. So jy gaan of lewe deur wat buitekant met jou gebeur, en dan as gevolg van wat buitekant met jou gebeur, gaan jy gelukkig wees, of hartseer wees, of reageer. Nee, ons is nie thermometers nie. Ons is thermostats. Weet julle wat 'n thermostat is? Ek dink nou eers daaraan, so ek het nou nie gaan kyk wat die Afrikaanse woord is nie. Maar 'n thermostat bepaal die temperatuur in die kamer. 'n Thermometer sê vir jou wat die temperatuur is. So 'n thermometer reageer op die temperatuur. 'n Thermostat bepaal die temperatuur. So ons is geroep om thermostats te wees. Ons bepaal die temperatuur. Ons is nie thermometers wat reageer op die temperatuur nie. So maak nie saak wat se verrassing kom nie, wat gebeur nie, ons in die suidland, diep binne in ons, is daar vreugde. So ons, die wêreld dink, as alles reg gebeur, op die regte maniere, dan gaan ons gelukkig wees. Nee, ons is gelukkig, omdat in die suidland is daar vreugde. Diep binne in ons is daar vreugde, en jy kan daai vreugde uitbring, deur die Heilige Gees, en deur die salwing wat die Heilige Gees vir jou gegee het. Halleluja. So gelowiges leef vanuit 'n diep plek binne hulle wat vreugde is. Nie net geluk nie. Jy kan 'n diep duik in jou gees neem en konstante, oorvloedige, uiterste, skreeusnaakse, hilarious joy, uitbundige vreugde ervaar. En dit is hoe ons die duiwel trotseer. Dit is hoe ons die duiwel weerstaan. Ons weerstaan die vyand en die aanval van die vyand, die verrassings van die vyand. Ons weerstaan daai verrassings deur 'n vooraf bepaalde besluit te maak om in vreugde te reageer. Jou grootste verantwoordelikheid is om altyd jou te verbly in die Here. Halleluja. Nou sê jy, daai vreugde is nie daar nie. Daai vreugde is jou hart vir Jesus gegee het,
daardie vreugde is daar. Maak nie saak wat aangaan nie, jou vreugde is die sleutel tot jou oorwinning. So jy moet 'n besluit maak en kies om in vreugde te bly. Wanneer jou vyand jou probeer breek, bly jy in vreugde. Nou, hoe doen jy dit? Hoekom doen jy dit? Want jy rus op jou herde se skouers. Nou, as jy hartseer is, geïrriteerd is, moedeloos is dit nie so sleg nie, want dan weet jy glo 'n leuen ergens. Of jy's op pad om 'n verkeerde besluit te maak. So hierdie emosies is soos 'n vlag wat opkom om jou te waarsku dat daar's iets verkeerd en hoe jy dink, dis 'n leuen of jy's op die verkeerde pad. So emosies is goed. Is soos byvoorbeeld as ek by die oond staan en ek sit my hand ewes vir een of ander rede daar, dan gaan ek nie eens hoef te dink nie, ek vat my hand weg. Hoekom? Want pyn stop jou om seer te kry. So dieselfde, baie kere dink jy nie oor iets nie, maar jy voel dit. Jy voel kwaad, jy voel geïrriteerd, jy voel hartseer, jy voel moedeloos. So dis soos daai reaksie om jou te waarsku van iets. So emosies is soos 'n vlag wat opkom, 'n rooi vlag, wat vir jou sê, hey, oppas, maar dan kan jy besluit, okay, wat is die rede vir hierdie emosie? Het jy nog nie tyd met die Here spandeer? Is jy besig om die verkeerde pad te loop? Moet jy nie in 'n kontrak gaan met hierdie persoon nie? Emosies is goed, maar dan, nadat jy die oorsaak van die emosie gekry het, dan moet jy besluit maak om in vreugde te wandel, in vrede te wandel. Halleluja. Vers 5. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. So hierdie is die vers van die jaar, soos ons gesien het, Joseph Z het dit bevestig, dat hierdie is die vers vir die jaar. Wat jy hierdie jaar gesaai het, gaan jy oes. Hierdie is die jaar van oes. Vers 6. Al loop hy en huil, terwyl hy die saaisak dra. Hy kom juigend terug, terwyl hy sy gerwe dra. Nou, wat is een van die maniere hoe ons kan saai in die gees? Soos ons gehoor het, Rick Rennes sê, en ek het dit ook gesê, is dat, wanneer jy in tale bid, saai jy in die gees. En wat saai jy? As jy in tale bid, wat saai jy? Jy saai saad van liefde, vreugde, vrede, geduld, selfbeheer, jy saai die vrug van die gees. As jy in tale bid, saai jy in daai areas in, jy saai in wonderwerke in, jy saai in die gawes van die gees, jy saai in die gees en dan gaan jy die vrug van die gees oes. Jy gaan die vrug van die gees oes, jy gaan die gawes van die gees oes, jy gaan die wonderwerke van die gees oes. Halleluja. So wanneer jy in tale bid, saai jy in die gees in. Dis baie belangrik om te onthou. Nou ons hoofvers vir die jaar was Jakobus 1 vers 2. So Psalm is die hoofpsalm van die jaar. Hier is die hoofvers. Jakobus 1 vers 2 sê vir ons in die RIV: My liewe broers en mede-kamerade, ek dring nou dadelik by julle aan om 'n vooraf bepaalde besluit te neem. Sê vooraf bepaalde. 'n vooraf bepaalde besluit. Nie een wat aan die toeval, emosies of omstandighede oorgelaat word nie. Dat julle in absoluut alles wat julle in die lewe teekom, vreugde sal hê. So ons moet 'n vooraf bepaalde besluit maak om vreugde te hê. Die woord vreugde hier is chara. En dan kom ons maak net die vers klaar. Dan sê hy, ek praat van tye wanneer julle julleself onkant betrap. Dis 'n verrassing. So sê, of 'n goeie verrassing of 'n slegte verrassing, maar maak nie saak wat se verrassing nie. Jy maak 'n vooraf bepaalde besluit om vreugde te hê. In allerhande moeilikhede, probleme en situasies beland en heeltemal omring word deur allerhande moeilikhede, probleme en situasies wat gestuur is om julle te vang, julle te laat struikel of vernietiging in julle lewe te veroorsaak. So die duiwel kom met sy verrassings om jou te vernietig. Maar dan wat maak jy? Jy maak 'n vooraf bepaalde besluit om vreugde te hê, om vrede te hê. Nou hierdie vreugde, suiwe vreugde, is nie 'n menslike geluk nie.
Jy's nie net gelukkig as jy die regte werk het, of as alles reg gebeur nie, of as jy in die regte huis bly, of as jou kinders hulle gedra, of jou man hom gedra, of alles reg is nie. Hierdie vreugde is nie as gevolg van jou omstandighede nie. Dit is 'n bo-natuurlike vreugde wat deur genade geproduseer word. En jy kan dit ervaar, voel en manifesteer ongeag van die omstandighede. Halleluja. So wanneer 'n verrassing kom, wanneer daar een of ander probleem kom, moet jy gereed wees om onmiddellik met vreugde te reageer. Die waarheid is, ongeag hoe lank ons met God gewandel het, is daar nog steeds tye wanneer ons getoets word en wanneer daar verrassings kom. Maar jy moet 'n besluit maak om in vreugde te reageer, en wanneer jy dit doen, dan laat jy vry daai hupomene, daai endurance, daai krag, daai gespierde krag van die Here, laat jy vry. Soos Jakobus 1 vers 3 sê, omdat julle weet, dat as julle geloof getoets word, wanneer jy deur beproewing gaan, wanneer jy beproewing ervaar, dit volharding meebring. En soos ons nog in die toekoms sal sien, dan, dit verstel nie net hierdie volharding vry nie, dit verstel ook die gespierde krag van die Here vry. Halleluja. Nou, net om by te las op hierdie, so ons het nou klaar gesien, dat Ma'ala kom voor in Exodus 20, vers 26. Wat prys die Here. En dan sien ons dat Psalm 126 is gekoppel nou aan Exodus 20:26. Maar ek het gegaan en ek het getel tot die 2026ste vers. So, wat is die 2026 vers in die Bybel? As jy tel van Exodus 1, dan tel jy 1, 2, dan tel jy tot 2026. Wat se vers is dit? Nou, julle kan gaan double check as julle wil. Maar dit is Exodus 18:26. Wat amazing is, daar's nog 'n 26 in daai vers ook. So die 2026ste vers is ook 'n 26. Nou, ek hoop is die regte een, ek het nie gehoor of iemand anders te ook sê, hierdie is die 2026ste vers nie. Maar in elk geval, hierdie vers sê vir ons, hulle het derentyd die volk se regsaake gehou. Die belangrikste sake is na Moses verwys, en die geringes is deur die leiers verhoor. Nou kom ons gaan deur hierdie vers, en ons spring, dissekteer dit 'n bietjie. Maar ons kan nie by alles uitkom nie, maar ons gaan op sekere areas fokus vandag. Nou, as jy die vers lees, wat gaan dit oor? Natuurlik gaan hierdie vers oor, as jy in 'n probleem is, of 'n situasie is dit belangrik om te gaan na die mense wat autoriteit oor jou het. So dis baie praktiese advies. As jy 'n besluit moet maak, as jy in 'n moeilike situasie, as jy 'n woord van die Here nie verstaan nie, as daar 'n issue is dit wys om met die mense te praat wat autoriteit oor jou het, of wat verantwoordelik is vir jou. Dan sou jy sê, wie is daardie mense? As jy deel is van 'n kerk, dan is die pastoor en die ouderlinge van die kerk is verantwoordelik vir jou. Hulle het autoriteit oor jou. En dan sê, hoe het hulle autoriteit? Hulle bid vir jou, hulle lê hande op jou, hulle salf jou, wat ook al. Maar dan, as jy 'n probleem het, gaan jy na hulle toe en jy vra vir hulle vir advies. En dit sê hierso vir die belangrike, die moeilike sake, die moeilike woorde. En natuurlik is dit ook praktiese advies vir, kom ons sê ons was 'n kerk van 100,000 mense, dan so ek en my pa nie met al 100,000 mense kan praat nie. So dan jy leiers van 50, wat oor 50 is, dan jy leiers oor 100, dan jy 'n leier oor 1000, dan jy 'n leier oor al die leiers ensovoorts. So dis praktiese raad vir bestuur ook. Maar ons gaan nie daarop fokus vandag nie. Dis op die oomblik nie van toepassing vir ons kerk ook nie. Hoopelik sal dit in die toekoms wees vir ons dan leiers het oor 1000 en 'n leier oor 50 en leier oor 10 met klomp selgroepe ensovoorts. Maar ons wil kyk, hulle sê hulle het derentyd, en daai woord derentyd is alle tye,
Die volk, nou ook, hierdie is nie net enige volk nie. Dis die volk van die Here. En soos jy kan sien, Jesus sit sy handtekening daar. Hy sit die Alef Taf, die Alfa en Omega. Alef Taf is die eerste letter in die Hebreëse alfabet, en Alef en Taf is die laaste letter in die Hebreëse alfabet, soos Alef Taf, Alfa en Omega. So Jesus sê, hierdie is sy volk. Israel is die volk van die Here, is die volk van Jesus. Maar in ons konteks, ons is die kerk van die Here, so ons is sy volk. En dan hierdie, die belangrikste sake, so iets wat jy voel die Here vir jou gesê het, kan jy bevestig deur om met jou pastoor te praat, of deur met 'n leier wat jy voel autoriteit oor jou het. Natuurlik praat jy ook met jou vrou, want jou vrou of jou man het autoriteit ook oor jou. Jy maak nie net belangrike of moeilike besluite, sonder om eers met jou vrou te praat, of met jou man, of met jou pastoor, of iemand wat autoriteit oor jou het nie. Hierdie is 'n jaar van waar daar belangrike, moeilike besluite gemaak moet word, praat jy eers met jou man of jou vrou of met jou pastoor of iemand wat autoriteit oor jou het. Amen. Amen. Okay. So hierdie woord et. Sien julle daar? Derentyd, alle tye. So derentyd, alle tye is die woord et. Nou et beteken om op die regte tyd, op die regte plek te wees. Dit beteken letterlik, die spesifieke woord is regte tydsberekening. So in die Bybel is dit baie belangrik om die regte tydsberekening te hê. En dieselfde vir ons, jy wil nie op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd wees nie. Jy wil die regte tydsberekening hê. Nou, hierdie woord, et, sê et. So, derentyd, alle tye, hierdie woord et, kom die eerste keer voor in Genesis 8 vers 11. En dit sê vir ons, die duif het teen laatmiddag na hom teruggekeer. En kyk, daar was 'n vars olyfblaar in sy bek. Noag het toe geweet dat die water oor die aarde verminder het. Nou kom ons kyk na hierdie woord uit. Hierdie is die eerste keer wat die woord uit voorkom. En soos ons gesê, waar die eerste keer woord voorkom in die Bybel, sê dit vir ons hoe om na hierdie woord te kyk. Dit sê vir ons baie van die woord. Nou et kom die eerste keer voor hier in Genesis 8 vers 11. En soos ons sê, et beteken tydsberekening, die regte tydsberekening. Sê regte tydsberekening. Regte tydsberekening. En dit kom voor in die frase in die aand of laatmiddag. In die aand of laatmiddag. Nou wat sien ons hierso al klaar in die vers? As jy na die vers kyk. Ons sien dat die eerste keer wat et regte tydsberekening voorkom, is dit gekoppel met die duif. Sien julle daar? Die eerste keer wat regte tydsberekening voorkom in die Bybel, is dit gekoppel met die duif. Het dit te doen met die duif. En wie is die duif? Die duif is 'n simbool van die Heilige Gees. Van die Heilige Gees. En dis gekoppel met, wat het die Heilige Gees, of wat het die duif in sy mond? Hy het 'n olyfblaar, wat salwing, rus en vreugde verteenwoordig. Halleluja. So die Heilige Gees is 'n liggaamlike vorm van 'n duif, of word voorgestel as 'n duif, 'n simbool van die Heilige Gees. En die eerste keer wat dit voorkom, waar die Bybel presies sê, die duif is 'n simbool van die Heilige Gees, is wanneer Jesus gedoop word. En jy kan kyk na Lukas 3 vers 22, Matteus. So as ons dus hierdie duif gebruik om die Heilige Gees te simboliseer, kan ons sien hoe die Heilige Gees met mense gehandel het. Met die mensdom gehandel het. So gedurende die Ou Testamentiese tyd van die wet, het die Heilige Gees nooit in iemand ingegaan nie. Hy het hulle altyd net op hulle gekom, hulle gehelp met die taak, en dan het hy gegaan. Dan het hy weer gegaan. En soos ons kan sien, as jy nou Genesis, ek het nou nie
ons vat nou baie tyd, so ek kan nie nou deur die hele storie gaan nie, maar as jy kyk na Genesis 8, wat gebeur? Noag laat die duif uit, en dan gaan die duif, en dan kom die duif weer terug. So dis dieselfde, soos in die Ou Testament, het die duif uitgegaan, op iemand gegaan, en dan weer teruggekom. Hy het nie gebly op iemand nie. En dis hoekom Dawid ook gebid het, toe hy gesondig het, moet asseblief nie die Heilige Gees van my af wegvat nie. Want in die Ou Testament kon die Heilige Gees op iemand kom, en dan het hy weer weggegaan. Soos met Dawid, as Dawid sondig, kan die Heilige Gees hom verlaat. Nou die tweede keer wat die duif Heilige Gees uitgestuur is, het dit 'n olyftak teruggebring. En soos ons sê, wat simboliseer die olyftak? Salwing van vrede en vreugde. Nou genade, Johannes 1 vers 17, en vrede, Romeine 5 vers 1, het deur Jesus gekom. En Jesus was gesalf met die Heilige Gees en met krag, soos Handelinge 10 vers 38 sê, en soos Hebreërs 1 sê, was hy gesalf met die salwing van vreugde. Nou die derde keer wat die duif uitgestuur is, ons gaan nie nou dit lees nie, het dit nie teruggekom nie. Hy's uitgestuur, toe kom hy nie terug nie. Hoekom? Want die Heilige Gees woon nou in ons. Hy gaan nie weer terug nie. Hy's uitgestuur op Pinkster en hy bly nou in ons. Permanent. Sê hy bly in my. Hy bly in my. So jy moet 'n goeie huis wees. Jy's nie 'n hotel nie. Hy sê ek is nie 'n hotel nie. Die Heilige Gees bly in my en hy gaan nie hy check nie weer uit nie. Ekskuus, hy's nie 'n B&B nie, Benita. Jy's nie 'n B&B nie. Jy's 'n huis vir die Heilige Gees. Hè? Prys die Here. Die Heilige Gees is permanent in jou en hy kan jou lei om op die regte plek, op die regte tyd te wees. Dat jy die regte tydsberekening het. Prys die Here. En hierdie kan jy kan hoeveel kursusse, hoeveel goed gaan studeer op universiteit, hoeveel boeke lees, maar geen boek kan jou help om altyd op die regte plek, op die regte tyd te wees nie. Dit kan nie. Net die Heilige Gees kan jou die regte tydsberekening gee om op die regte plek, op die regte tyd te wees. Amen. Nou hoe lei die Heilige Gees jou om hierdie regte tydsberekening, om hierdie te hê? Sê weer et. Hoe lei die Heilige Gees jou om nie te hê? Wat is in sy bek? Die olyfblaar. So hy lei jou met die olyfblaar. Hy lei jou met hierdie salwing. En soos ons gesien het, toe die vloed gedurende Noag se tyd geëindig het, het God 'n boodskap deur die duif met 'n blaar, 'n olyfblaar gestuur, dat die wêreld se oorstromings, dat die vloed verby is, die vernietiging, die wraak, die oordeel van die Here verby is. So soos ons gesê het, hierdie boodskap van die Heilige Gees is 'n boodskap van vrede en vreugde. So dit sê vir ons dat wanneer die Heilige Gees met ons praat, is dit deur vrede en vreugde. Die Heilige Gees is nie iemand wat jou oordeel nie. Hy bring vir jou vrede en vreugde. So hoe lei die Heilige Gees ons? Op die golflengte van vrede en vreugde. Die Heilige Gees lei jou om op die regte plek, op die regte tyd te wees, om daai uit te hê deur die golflengte van vrede en vreugde. So wanneer jy op die punt staan om iets te teken, of iemand te bel, of ergens heen te gaan, of op vakansie selfs te gaan, en jy voel ewe skielik dat daar's 'n tekort aan vreugde, 'n tekort aan vrede, dan beteken dit jy moet, wag 'n bietjie, slow down. Moenie hasty wees nie. Slow down, wag 'n bietjie, bid eers daaroor, want die Heilige Gees waarsku jou wanneer jy nie rustig voel oor iets nie. Wanneer daar 'n gebrek aan vrede is, wanneer jy 'n aktiwiteit wil doen en jy voel 'n gebrek aan vreugde of vrede, dan bid eers daaroor. En soos ons gesien het in Eksodus 18 vers 26, wat die 2026ste vers van die Bybel is,
Onthou julle nog die 2026ste vers van die Bybel is Eksodus 18 vers 26 en dit sê vir ons moet beslissings kan maak. So die moeilike, baie moeilike of die belangrike besluite, moet jy gaan hoor by jou pastoor, of jy moet gaan hoor by iemand wat autoriteit oor jou het. Maar net gewone beslissings in jou lewe, moet jy moet konstant beslissings maak. Moet ek met hierdie persoon praat? Moet ek nou Spar toe gaan? Moet ek hierdie pad ry of wat ook al? Jy moet die heeltyd, of moet ek met hierdie persoon werk? Die Bybel sê ons moet beslissings kan maak oor mense. As jy nie rustig voel oor hierdie persoon nie, moet nie 'n kontrak met hulle teken nie. As jy nie rustig voel oor dit nie, dan doen jy dit nie. Jy bid eers daaroor. En dis die probleem, baie mense is in elk geval die heeltyd onrustig. Hulle is die heeltyd onrustig, so die Heilige Gees kan hulle nie lei nie. So jy moet tyd spandeer met die Here, sy Bybel lees, sy woord lees, bid in tale, saai daai saad van vreugde en vrede in die Gees, totdat jy jou default mode, weet julle wat 'n default mode is? Soos as jy 'n Word document oopmaak, en maak jy op die default mode oop. Jou eerste default mode moet vreugde en vrede wees, sodat as jy nie vreugde voel nie, as jy nie vrede voel nie, weet jy, daai plek moet ek nie na toe gaan nie. Volg julle my? So, wanneer jy op 'n default modus van vreugde en vrede, en ewe skielik voel jy geïrriteerd, ewe skielik voel jy kwaad, ewe skielik voel jy moedeloos, dan is dit soos rooi vla wat opkom om jou te waarsku oor iets. Dalk het jy glad nie tyd met die Here spandeer nie, dalk was jy lanklaas by die kerk, of dalk hierdie, dalk dit. Dan kan jy sê, okay, hoekom het ek nou hierdie vla wat opkom? So dit beteken, 'n Christen moet lewe op die golflengte van vrede en vreugde, dan hoor jy die stem van die Heilige Gees. Halleluja. So die Heilige Gees praat nie met jou deur neel of deur beskuldigings nie. Hy lei ons deur vreugde en vrede, of vrede en vreugde. Die Bybel sê vrede een keer eerste, dan sê hy vreugde eerste, so hulle albei is maar ewe belangrik. Dit is moeilik om baie vreugde te hê as jy nie vrede het nie. Dit is moeilik om vrede te hê as jy nie vreugde het nie. So hulle is dieselfde, baie dieselfde. Wanneer daar geen vrede in jou hart is nie, is dit tyd dat jy jou besluit heroorweeg en na die Heilige Gees se leiding luister. Nou wat ook pragtig is van hierdie woord is dat verteenwoordig ook, as jy gaan kyk in ander plekke wat dit voorkom, soos ons gesien het, die aandtyd of die middagtyd. En die middagtyd, die aandtyd, is waar Jesus se voltooide werk op die kruis voltooi was. So as jy kyk in die Ou Testamentiese tyd, die priesters het 2 daaglikse offers gehad. Hulle het 'n offer 9 uur gehad in die oggend, en dan het hulle 'n offer 3 uur die middag gehad. So Jesus was gekruisig op die kruis 9 uur, en toe het hy gesterf 3 uur die middag. Maar jy noem dit die oggendoffer, en dan noem jy dit die aandoffer, selfs al is dit 3 uur die middag. So het te doen ook met die voltooide werk van Jesus. Hoekom is dit belangrik? Want ons kan nou weet, ons het vrede, permanente vrede, ons kan die heeltyd in vrede wandel as gevolg van Jesus se voltooide werk op die kruis. Halleluja. Die vloedgolwe, soos julle gesien het daar, die vloedgolwe, wat het die duif vir jou kom sê? Die duif het kom sê dat die waters weg is. Die vloedgolwe van die wraak van die Here, die oordeel van die Here, dat die Here kwaad was vir jou, is verby. Die Here is nie kwaad vir jou nie, daar is vrede tussen jou en God, daar is vreugde tussen jou en God. So jy kan op daai golflengte van vrede en vreugde wandel konstant. Halleluja. So jy is nie perfek nie. Amen. Of dink jy jy's perfek? Dink jy jy's awesome? Ek is so awesome. Hey, dink jy jy's awesome? Ek het nie die Here nodig nie, ek is awesome. Nee, jy's nie perfek nie.
maar jy kan vrede met die Here hê. En jy kan hom vir sukses vra en vertroue hê in sy bedekking in alles wat jy doen. Want al jou sondes is in die liggaam van Jesus veroordeel. Hy het 3 uur gesterf vir jou. Hy het in die middag, in die aand vir jou gesterf. Prys die Here. So nou, leef voortydig op die golflengte van vrede en vreugde. Word gelei deur die Heilige Gees met vrede, met vreugde. So hoe word jy gelei? Op die golflengte van vrede en vreugde. Halleluja. Bid saam met my. Julle kan saam met my bid. Sê, Here Jesus, baie dankie dat U al God se oordeel op U self aan die kruis geneem het. Deur U volmaakte offer het ek vrede met God. Baie dankie dat die Heilige Gees gekom het en my met vrede sal lei om op die regte plek op die regte tyd te wees. Help my om altyd sy stem te hoor en na sy leiding te luister. Amen. Prys die Here. So as jy dit moeilik voel, of as jy 'n moeilike tyd het om besluite te neem, die Heilige Gees sal jou alles leer. Hy sal jou leer, hy sal jou lei. Prys die Here. Dis hoekom dit so belangrik is om die Heilige Gees staat te maak op die Heilige Gees en met die Heilige Gees te praat en daai saad van vrede en vreugde te saai. Halleluja. Nou die olyfpaar verteenwoordig salwing, soos ons gesê het. Verteenwoordig vrede, salwing, dit verteenwoordig vreugde. Nou kom ek lees net vinnig vir julle 'n paar verse sodat jy nie kan sê hoe weet jy dat olie verteenwoordig salwing? Kom ons kyk na 1 Johannes 2 vers 20. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf. Julle het die salwing van die Heilige, sê 'n ander vertaling, en weet alles. Julle ken almal die waarheid. Maar nou dink jy, ek weet nie eens waar ek my bril gelos het nie. Of ek vergeet waar ek my sleutels gesit het. Of ek kan nie hierdie persoon se naam onthou nie. Hoe weet ek alles? So hierdie weet alles is waar, is in die Suidland. Dis in jou gees. In jou gees weet jy alles. Hè? Amen. Of is dit nee? Ek weet nie alles nie. Maar ek gaan eerder die woord glo as jou ervaring. Hè? As jy die hele tyd goed vergeet en jy sê nee, ek weet nie alles nie, dan moet jy sê ek vat nou hierdie vers. Ek weet alles. Ek het die salwing van die Heilige Gees. Ek weet alles. So wat beteken dit? Bid in tale en dan sal die Heilige Gees jou herinner. En hy sal vir jou alles leer. Dan sê vers 27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. So waar is dit? Dit's in julle. Waar? In die Suidland. Soos ons gesien het in Psalm 126. In die strome in die suide. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. So dis hoekom as iemand preek en jy het onrustigheid, is dit of omdat jy verkeerd leer was en nou stem dit nie ooreen met die woord nie, of hierdie ou is 'n valse leraar en jy het nie vrede met wat hy sê nie. So of jy's verkeerd geleer en nou het jy klomp blockages in jou denke, of hierdie ou is besig om jou verkeerd te leer. Maar jy prys die Here, jy kan sê, Heilige Gees, dankie dat U my leer. Amen. Maar so is dieselfde salwing julle aangaande alles leer. So is dit ook waar en geen leuen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Hoe bly jy in die Here? Hoe bly jy in die Here? Bid in tale, lees die Bybel, kom kerk toe. Halleluja. Dan, die olyfblaar verteenwoordig ook vreugde. Sê vreugde. So die olyfblaar verteenwoordig vreugde. Kom ons kyk na Psalm
45 vers 7 en dan word dit aangehaal in Hebreërs 1 vers 9. Dit sê, u het geregtigheid lief en u haat wetteloosheid. Daarom, o God, het u God u gesalf met olie van vreugde, meer as die vriende. So die Bybel sê dat God Jesus gesalf het met die olie van vreugde. En mense wat glo dat Jesus dan nie God is nie, soos die Jehovah Witnesses, hierso sê dit, o God, Jesus is God. Maar dan sê party mense wat sê nee, hy is net God. Daar's nie 'n Vader en 'n Heilige Gees nie. Hierso sê hy, o God, het u God, so dit beteken die Vader het vir die Seun gesalf. Sien julle? En dan het hy gesalf met, wat se salwing? Met die Heilige Gees. So in hierdie vers het jy die Trinity, het jy die drie eenheid. Sien julle? Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vreugde, vrede. Sien julle die vrug? Die vrug. So wat beteken, hoe kry jy vrug? Of hoe kry jy, jy weet, iets wat groei? Jy moet saad saai. So jy bid in tale, jy saai die saad en dan kom die vrug van liefde, vreugde, vrede ensovoorts op. Halleluja. Volg julle dit, verstaan julle dit? Jy saai saad terwyl jy in tale bid, soos Rick Rennig sê, wanneer jy in tale bid, dan gaan daai woorde in die Gees in. En dan kom dit terug. Dan tref dit jou met liefde, vreugde en vrede. Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap, vreugde in die Heilige Gees. Halleluja. Prys die Here. So wat beteken, as jy nie weet of jou emosies 'n rooi vlag het nie, soos byvoorbeeld ek sê jy loop konstant in vreugde en vrede, dan is daar ewe skielik moedeloosheid, irritasie, offense of wat ook al opkom, dan weet jy, jy moet eers, hierso is 'n probleem, ek moet hieroor bid, ek moet hierop fokus, tyd met die Here spandeer. Maar as jy nie weet of jou emosies reg is nie, gaan kyk net in die spieël. As jy rondloop so die hele tyd, dan is daar, jou gesig is ook 'n vlag. Jou gesig is 'n vlag. So wanneer die koning in jou is, dan moet jou vlag op jou gesig sê, die koning is in jou. Hey? Maar prys die Here, Dawid het gesê, you are the salvation, the help of my countenance. So omdat die vreugde in jou is, kan die Here jou help, dat die vlag op jou gesig ook reg is. Halleluja. Die salwing was in die duif se bek. In sy bek. Sê bek. So wanneer ons in tale bid, met ons bek, met ons mond, aktiveer ons die salwing en saai ons saad van vrede en vreugde en liefde. En dan sal ons 'n oes van vrede, vreugde en liefde maai. Nou as jy nog nooit in tale gebid het nie, of as jy nie weet of jy gevul is met die Heilige Gees nie, kan jy na die tyd bly, en dan sal ek of my pa of om Dirk hande op jou lê en ons vir jou bid, om die doping met die Heilige Gees te ontvang, sodat jy in tale kan bid. Dan sê jy, moet ek in tale kan bid? Nee, jy hoef nie in tale te bid nie, maar is baie maklik om saad te saai in die Gees, wanneer jy in tale bid. Jy hoef nie baie te dink daaroor nie. So as jy wil, kan saad saai maklik in die Gees, sodat jy vrug van die Gees kan ontvang, sodat jy die gawes van die Gees kan ontvang, sodat jy die wonderwerke in die Gees kan ontvang. Dan bemoedig ek jou om te bly, sodat ons jou kan vir jou bid, om die doping van die Heilige Gees te ontvang. Of, as jy nou hastig is, dan op die YouTube video, bid my pa ook na die tyd, dat jy die doping van die Heilige Gees kan ontvang. So jy kan dan net die YouTube video kyk. Prys die Here. Halleluja. Julle kan julle hande oplig. Baie dankie, Abba Vader, dat U ons salf met die olie van vreugde, met U vrede, met U salwing. Baie dankie Here, dat ons 'n besluit maak, 'n vooraf bepaalde besluit, om in vreugde en vrede te reageer,
Dankie Here dat U ons seën en ons beskerm. Dankie Koning Jesus dat U aangesig oor ons laat skyn en dat U vir ons U genade gee. En baie dankie Heilige Gees dat U U aangesig oor ons verhef en U gee vir ons U vrede. In Jesus se naam. Amen. Halleluja. Prys die Here. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou saam met my bid om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek U krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as U kind saam met U te lewe. Vul my Here met U Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat U nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.